Goed, ek dink dit is nou so rondom 7 uur en daar's 'n klomp mense wat verskoning gemaak het. Dis allerhande krankhede. So ek dink nie ons gaan meer word vanaand nie. Jakobus is reeds hier. Die ander Jakobus die ander Jakobus gaan nie kom nie. En ek dink voordat ons heeltemal formeel begin, sorry as ek reg het jy gister verjaar of vandag? Gister. Hoe voel dit om nou meer ouer as 40 te wees? Is dit swaar? Ja, wel 'n hartlike gelukwensing van ons almal dan hoor en ons vertrou jy het gister 'n feestelike dag gehad. Ek het nie baie dalk julle bedagsaamheid leer na my kom. Mooi opgehou. Baie dankie. Goed mense, ons gaan dan lees uit Levitikus 1, daar die eerste 9 verse. So uiteindelik klim ons nou 'n bietjie in die boek self in. Ons gaan nog steeds maar so kol doen, dat ons die oorsig kan bly behou. En dan ook die laaste verse van Psalm 48. En dan gaan ons ook sing vers 1 en 4 uit Psalm 48. Goed. Kom ons begin. Onthou, Levitikus begin dus letterlik waar Eksodus 40 opgehou het. In Eksodus 40 eindig die boek dan met God wat met sy heerlikheid in die tabernakel intrek. Voor dit was God met sy heerlikheid op die berg en daar kon Moses na die Here toe gegaan het en soms enkele persone wat hom kon vergesel het. Maar dan soos wat die Here dit beveel het. En dan begin Levitikus met God wat nou nie meer van die berg afpraat nie, maar nou vanuit die tabernakel uitpraat. God is nou daar en ja, luister dan nou hoe gaan die narratief dan nou verder. Die Here het Moses geroep en uit die tent van ontmoeting met hom gepraat. Die gesprek is nog steeds met Moses, later gaan dit verander, dan begin God direk met Aaron te praat, die hoëpriester, maar tot nou toe bly dit nog Moses. Praat met die Israeliete en sê vir hulle, wanneer een van julle vir die Here 'n offer wil bring, moet julle van julle vee as 'n offer aanbied, van die beeste of van die kleinvee. As die persoon se offer 'n brandoffer is uit die beeste, moet dit 'n bul sonder gebrek wees wat hy bring. Hy moet dit na die ingang van die tent van ontmoeting bring en dit so aanbied dat hy voor die Here aanvaarbaar is. Hy moet sy hand op die kop van die brandoffer lê, sodat dit namens hom aanvaar kan word om oor hom versoening te doen. Daarna moet hy die jong bul voor die Here keel afsny en die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed nader bring en dit sprinkel reg rondom teen die altaar wat by die ingang van die tent van ontmoeting staan. Die dier vir die brandoffer moet dan afgeslag en in stukke opgesny word. Die seuns van die priester Aaron moet vuur op die altaar plaas en hout daarop rangskik. Die seuns van Aaron die priesters moet dan die stukke en die kop en die niervet rangskik bo op die hout wat op die vuur op die altaar is. Die persoon wat offer moet die binnegoed en pote met water afspoel. Die priester moet dit alles op die altaar verbrand. Dit is 'n brandoffer, 'n offergawe met 'n aangename geur vir die Here. En Psalm 48 gee iets weer van die belewenis van die volk van die Here, wanneer hulle die Here so in die tabernakel en later in die tempel kon ontmoet. Dis Psalm 48 is 'n absolute lied van blydskap, waar daar gesing word oor die blydskap oor God se troue liefde. En dis ook maar die opskrif wat ek vir vanaand se hoofstukkie vir ons gegee het. In u tempel dink ons na oor u troue liefde. Nou, dis presies waaroor Psalm 48 dan handel. Ek lees dit eers voordat ons dan ook gaan sing uit Psalm 48. In u tempel, o God, dink ons na oor u troue liefde. Soos u naam, o God, so sterk u lof tot aan die eindes van die aarde.
U regterhand is vol geregtigheid. Die berg Sion is verheug. Die dogters van Juda juig oor u beslissings. Loop rondom Sion, gaan reg rondom haar, tel haar torings, kyk goed na haar verdedigingswal, bekyk haar vesting, sodat julle dit vir die toekomstige geslag kan vertel. Ja, hierdie God is ons God, vir altyd en ewig. Hy sal ons lei vir ewig. Dis hierdie God uit wie se goedheid ons kan lewe. Daar lê die hele fokus. Die lewe uit God se goedheid of sy goedertierenheid, om dit nou in die ou vertaling se taal te gaan sê. So kom ons sing vers 1 en 4, Psalm 48. Nora sal vir ons kantor lees. Dis groot waar Sion stop, omwentel hy die dieptes op. Hy is lofwaardig waar vir eeuwig. Die berg en stad in songlans bewe. En Sion in die noorde, blink oor die lof van woorde. Daar waar in vlekkelose wit, die koning van die wêreld sit, het hy wat teen die vyand wag, as rotsberg onbekend gemaak. Ons wil, o Heer, wat redding skenk, aan al die goedheid bly gedenk. As ons tesame is in die woning, net soos die naam is grote koning, so is die glans verskyning, die vyand se verdwyning, word aan die volkere bekend, tot by die aardse verste eind. U hand wat nooit die kwaad gedoog, reis vol geregtigheid omhoog. Goed, voorgaan in gebed. Here, hoe heerlik om die blydskap te mag uitsing oor U. U wat die bron van ook ons lewe is. Here, U is geen suinige God nie. U deel uit vanuit die oorvloed wat daarin is vir ons, sodat ons ook genade op genade mag ontvang. By U is daar nooit 'n tekort nie. En Here, daarom kom ons met groot vrymoedigheid, ook vanaand weer as ons aan die begin van ons bespreking vanaand U wil bid. Here, seën ons gesprek met mekaar vanuit die woord. Gee dit ons die wonderskatte wat U vir ons gee in U woord, dat ons dit sal raak sien, dat dit vir ons werklik sal wees soos 'n parel wat vir ons kosbaar is en wat ons wil vertroetel en dat ons daaruit wil lewe en dat dit ons elke dag ook weer mag lei en dat dit vir ons pad, ons lewenspad, elkeen ook 'n lig mag wees. Hoor ons Vader in dit alles alleen om Christus, U geliefde Seun, onwil. Amen. Goed mense, ek hoop ons het al so 'n klein bietjie 'n beeld van waaroor gaan dit in Levitikus. Die belangrikste wat van hoofstuk 24 in Exodus die hele tyd beklemtoon word, is die boodskap wat die Here sê, bou 'n tent want ek wil in julle midde woon. Of as ons nou die ou Afrikaanse woord kan gebruik, ek wil by julle wandel, staan daar in die 33 vertaling. Nee, dit beteken gewoon, ek wil by julle wees, ek wil by julle woon. En mense, dit is 'n ongelooflik belangrikste, trouwens, ek is oortuig daarvan, die belangrikste tema van die Bybel. Dis
waaroor die hele narratief van die Bybel gaan. Dit gaan oor God wat sy woonplek by mense kom maak, omdat mense vir God belangrik is. God het letterlik 'n behaag in mense. Waar hoor ons dit? Eer aan God. Eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde, in die mens 'n welbehaag. Wie sê dit? Wie sê daai woorde? Engele wat na mense kyk met jaloesie. Jaloesie in die goeie sin van die woord nou natuurlik. Want in die krib was nou net gebore in Bethlehem 'n klein engeltjie, né? Daar lê 'n pragtige klein engeltjie daar in die krib. Daar lê 'n mens. En dit is die ongelooflike waaroor die engele sing. God het 'n behaag in mense. God het gekies om by mense te wees. Nou, dis die verhaal letterlik van Genesis 1 af tot by Openbaring 21 en 22. Want letterlik die heel laaste visioen wat Johannes sien in die boek Openbaring is 'n visioen van 'n stem wat roep vanaf die troon van God. En wat sê daardie stem? Miskien is daar van julle wat dit dalk weet. Woordplek van God is nou onder die mense. Ja, daar's hy. Sê dit gou mooi hardop dat almal kan. Die woordplek van God is nou onder die mense. Daar's net een verskil met dit wat jy sê. Daar's 'n uitroep vooraf. In Grieks is dit die hinei. Jy sal dit mooi onthou. En hinei in Grieks, as jy dit in Afrikaans vertaal, beteken dat jy sê kyk met 3 uitroeptekens daarna. Let op. Let op! Kyk! Wat moet jy sien? Wat sien Johannes? Die woonplek van God is by die mens. Dis waaroor dit gaan. God kom woon by mense. En dit word natuurlik bo alles duidelik wanneer God letterlik 'n mens word. Dis die wonder van die menswording van die Seun van God. Dis nie 'n toevalligheid nie. Dit is God se hele intensie. God wil as mens op hierdie aarde gesien, gehoor, gealles word. As mens. God inkarneer. Kan ek die aaklige ou woord gebruik? God inkarneer. Die tabernakel is 'n Ou Testamentiese beeld alreeds van God wat inkarneer. Met ander woorde wat in sy skepping 'n woonplek kom maak by die mense. En mense, dis wesenlik, dit is waaroor Psalm 48 dan ook wil sing. Kyk, as ons na die tempel kyk, is daar lieflikhede. Want wat is dit? Dit is God wat met sy getroue liefde by ons kom wees. Mense weet weggeraak by die sondeval. Het God weggeraak? Het God verdwyn uit sy skepping uit? Die mens het gaan weg. Dis die mens wat gaan wegkruip het. Ons hierdie moderne uitroep wat ons ewe skielik gekry het na die afkleuring, na die 18de eeu. Waar is God? Mense, tot in die laat middeleeue was dit dwars deur die hele sogenaamde Christendom. Was dit een groot werklikheid, naamlik God is teenwoordig in sy skepping. Daar's wel 'n ander aaklige krisis gewees in die middeleeue oor hierdie nabyheid van God. Want wat was die effek van die nabyheid van God in die middeleeue op mense? Wat was die effek? Wat was die uitwerking? Hierdie nabyheid wat hulle beleef het. Wat was die uitwerking daarvan op mense? Vrees. Presies, vrees. Hulle was bang vir hierdie God. Dis waar ons vir Luther ontmoet. Luther wat op 'n goeie dag in 'n donderstorm deur die woud moet ry op sy perdjie. Daar galop hy. En hy weet
Hier in hierdie storm met hierdie donderweer is God teenwoordig. Elke weerligstraal vertel 'n verhaal van 'n God wat kwaad is vir my. En dan sy soeke, waar kan ek 'n genadige God kry? Maar sien, dit is die verkeerde kant. Want wat ontdek Luther juis? Hy het altyd die woorde in Romeine 1 vers 16 en 17 gelees oor die geregtigheid van God. Dan lees hy, dit is God wat straf. God is 'n God van geregtigheid, en as jy verkeerd gedoen het, gaan hy vir jou dit laat kry op jou dak, soos die Hollanders sal sê. Jy gaan dit kry, jou maat. Dis die tipe God, en as hy naby is dit nie so lekker ervaring nie. Dan is dit 'n aaklige ervaring. Maar die wonder wat hy toe, dank God ontdek het, is daardie geregtigheid waarvan daar gepraat word, is juis God se troue liefde. Dis God se geregtigheid. Dis juis die tentoonstelling van God wat onveranderlik is in sy liefde. Hy bly trou aan sy liefde. En dit, mense, is wat Israel in die tempel en in die tabernakel kom beleef het. Hulle kan daar inkom, hulle kan by God wees, hulle kan gemeenskap hê met God, hulle kan veilig wees by hom. Dink byvoorbeeld, ek het dit al hier genoem ook, en julle ken dit, as iemand per ongeluk iemand doodgemaak het in Israel, waarna toe het hy gevlug? Daar was vrystede gewees, dit was die een oplossing, maar daar is nog 'n ander oplossing. Die altaar. Ja, hy kon in die tabernakel in hardloop, en hy kan die horings van die altaar, kon hy vasgryp en vra vir genade, want daar is hy veilig. Soos wat ons as kinders, as ons gespeel het, ek is in my den, jy kan my nie touch nie, né? Dit was hulle den, dit was hulle veilige plek. Dit was nie 'n plek van bedreiging nie, dis nie 'n plek waarvoor jy bang was nie, al was God op 'n eerbiedwaardige manier teenwoordig. Want hoe het God in die tabernakel ingekom? Wat het hulle als gesien? Dieselfde wat op Pinksterdag gebeur. Dis 'n wolk met blitse, vuurtonge, die aarde wat bewe, want dis die Skepper God wat hier in sy skepping inkom. Dis nie sommer jou eerste beste maatjie nie, maar beteken dat jy moet bang wees vir hom. Jy moet eerbied hê vir hom, maar eerbied is nie bang nie. Daai eerbied het ons in die ou Afrikaans genoem die vrees vir die Here. Ja. Né? Julle jong mense sal dit dalk nie ken nie. Wiekus, ken julle dit nog? Die vrees vir die Here. Daai vrees is eerbied vir die Here. Maar dis nie bang vir die Here nie. Teendeel, ons het dit verlede week gelees, en ons gaan dit net hooplik ook weer lees. In Levitikus 9, as Aaron en Moses die offers gebring het op die altaar, dan kom God met sy vuur, en hy verteer daardie offers op die altaar. En wat was die uitwerking daarvan op die mense? Kom ons lees dit net gou weer. In 9 vers 24. Iemand wat dit het, miskien dit gou vir ons hardop lees? Frank, het jy dit al dan? Nee. Nog nie. Goed, Nora, het jy dit? Net vers 24. Ja, net vers 24. Het van voor die Here uitgegaan en die brandoffer en die vet op die altaar verteer. Toe die Here volk dit sien, het hulle gejuig en neergeval met hulle gesigte teen die grond. Wat gaan hier hand in hand? Daar's 'n gejuig en tog met hulle aangesig op die grond. Wat gebeur hierso? Ja? Aanbidding. Dis 'n stuk aanbidding. Vreugde en eerbied. Presies, dis vreugde en eerbied. Staan nie teenoor mekaar nie.
gaan hand aan hand. Daar is 'n gejuig toe hulle daai vuur sien wat die offerande verteer, want hulle weet God is hier teenwoordig. Hulle juig daaroor. Daar's blydskap. En tog, daardie stuk aanbidding, jy het met die lewende God te doen. So die twee staan nooit teenoor mekaar nie. Eerbiedige aanbidding en onuitspreeklike vreugde. Die twee goed hoort absoluut by mekaar. Dis nou soos vinkel en koljander. Ja, die enigste. Ja, die een is nie heeltemal soos die ander nie, né? As ek dit reg het, die Nederlanders die uitdrukking, hulle is een pot nat. Nou, ek dink dit is, kan ons dit sê? Hierdie eerbied vir die Here en die blydskap is een pot nat, dit hoort by mekaar, dis een. Ja? Dis 'n bietjie plat uitdrukking dalk, ek weet nie, is dit nie plat nie? Is dit 'n mooi uitdrukking? Of nee, oog. Miskien moet ek my effense Nederlandse vergeet. Ek is heeltemal eenkant skuif. Heel Anders maar dan gaan ek die laaste stukkie reputasie wat ek het heeltemal verloor. Goed, mense, en ek dink ons moet wat ek probeer kommunikeer is, ons moet weet as ons die boek Levitikus lees, is dit waaroor dit gaan. Dit gaan uiteindelik daaroor dat God hierdie onweerstaanbare begeerte het om by mense te wees. Dit is hoe God is. Dis nie maar net 'n wat sal ons dit noem, 'n streek wat die Here as ware kry nie, né? So iets wat 'n gier, dankie, daar's die woord. Dis nie 'n gier wat God by geleentheid kry en dan gaan dit later 'n bietjie oor nie. So is God. Hy het van die begin af vir Adam gaan soek waar hy is. Ja. Waar is hy? Die Here hoef hom nie te gaan soek het, en hy kon gesê het, die zijn we kwyt. Nee, ons maak 'n nuwe een. Kom ons begin met 'n nuwe een. Kom ons begin met 'n ander. En tog is dit nie hoe dit is nie. God gaan soek hom op, waar is jy Adam? En daai waar is jy Adam, hoor ons dwars deur die Bybel. Letterlik. Waar is jy? Want God wil by ons wees. En wanneer God weggaan van sy volk, soos wat gebeur in die tyd van die profete in die Ou Testament, dan is dit teesinnig. God gaan teesinnig weg. Dis omdat hulle net eenvoudig geen eerbied meer vir die Here gehad het nie. Hierdie blydskap en aanbidding waarvan ons hier lees in Levitikus het heeltemal verdwyn. En dan sê God, maar goed, dan is die hele doel van die tempel en die tabernakel is verby. As julle my nie daar wil ontmoet nie, wel dan het hy sy doel verspeel. En dan gaan God uit die tempel uit, né? Die volk ook, uit die beloofde land uit die heilige land uit. God uit die heilige tempel en die volk uit die heilige land in ballingskap. Totdat, soos wat die profete beloof het, God weer na sy heiligdom sal kom. En dan kom God op 'n heel nuwe manier na sy tempel. Ons het laasweek ook vinnig daarna verwys. Hoe kom God dan na sy tempel toe? In die Nuwe Testament? Ja, letterlik as 'n babietjie, en later wanneer die hele volk hom ontmoet, kom hy as 'n man wat met sandale loop op 'n stofstraat van Nasaret en Jerusalem en Bethlehem, waar dan ook al. Dat hy so gewoon daartussen hulle is, dat Johannes die Doper met die vinger hom moet uitwys en sê, kyk, daar is die lam van God. En dat dit later nodig is, dat daar 'n stem uit die hemel kom en sê, dit is my geliefde seun. Want hy was gewoon een van ons. Sien, so kom God na sy tempel toe, uiteindelik. Ja. Maar dis sy tempel, hy gaan ook daarin met 'n sweep om wat daarvan hulle idee
Presies. gemaak het. Presies, né? Ons lees dit. Ek dink eintlik elke evangelie het daai gebeurtenis wat nogal uniek is, want nie alle gebeurtenisse word herhaal in al die evangelies nie, maar daardie tempelreiniging is volgens my beste wete in al drie die sinoptiese evangelies en in Johannes. Wat wys hoe belangrik dit is, tereg soos wat jy sê, Jakobus. En as soos iemand sê, there's money in religion. Ja, Oh, ja. Ja, en dit is die Here daarmee 'n probleem. presies. Ja, 'n fundamentele probleem. Goed. Goed, mense, maar dit beteken ook dat die toegang tot hierdie tabernakel is nie maar sommer van self nie. Want onthou, die toegang tot die tabernakel is ook 'n toegang tot God se nuwe skepping. En nou onthou ons hoe die eerste skepping geëindig het, toe Adam en Eva uit die tuin moes uitgaan. Kon hulle sommer weer so teruggaan na die tuin toe? Nee. As hulle nou 'n goeie dag beleef het en hulle het 'n goeie feeling, né? Ek het 'n goeie gevoel. Vandag gaan ons terug tuin toe. Net so 'n lekker charismatiese gevoel. Ek het 'n goeie gevoel, vandag gaan ons terug. Ekskuus, ek moes net geraai hom kry. Nee, want daar staan 2 engele met swaarde. En so, presies dieselfde by hierdie nuwe tuin, hierdie nuwe skepping van God. Maar nou is dit nie meer 2 engele met swaarde nie, maar is nog steeds wagte by die toegang van die tabernakel. Broeder Nathan, wie en wat is daai wagte? Kan jy onthou? Terug na die conversasie. Ja, die Lewiete, hulle was die tempelwagte, maar ook in die tabernakel reeds. Hulle staan by die toegang en jy kan nie maar sommer daar insluip nie. Jy kan nie maar sommer so daar inkom nie. Jy moet verby die wagte kom. Dis letterlik wat die Lewiete moes doen. Hulle moes doen wat Adam en Eva met die eerste tuin moes doen. Hulle moet dit bewerk en bewaar of bewaak. Hulle moet die ding oppas, want dit is heilige grond, want God is daar. Jy kan nie maar sommer daarmee maak net wat jy wil nie. Jy is welkom, maar dan wel wetende, ek het te doen met die lewende God. God se terme. Ja, op God se terme, né? En sy terme is nooit onredelik nie. Dis is altyd tot ons voordeel, altyd. God se terme is nooit tot nadeel van ons nie. So en Nee, kan ons gou vir hom kans gee, want sy hand was net nou. Ek het eintlik heel uit 'n orde, maar dit tref my nou vir die eerste keer dat iewers in die geskiedenis moes daai 2 engele onttrek gewees het. Want die paradys is nie meer nie. Is nie meer. Almal beweeg vrylik. Dit is nou vol moslems. Dit moes ek gebeur, maar Ja. ek het my sonvloed. Ek wil nou net sê, dink maar, nie te lank daarna nie kom die sonvloed en dit alles word eintlik tot niet gemaak en daar kom 'n nuwe skepping. Letterlik soos wat Petrus daarvan praat, né? Die skepping van Noag af aan is die tweede skepping. Ons wag vir die derde skepping. En wanneer kom die derde skepping? As die Here Jesus terugkom, wanneer die nuwe hemel en die nuwe aarde bymekaar kom. So daar's letterlik 3 wêrelde of aardes dan as jy wil, maar dis eintlik 'n hele kosmos wat heeltemal nuut word. Ja, Toe Adam en Eva uit die paradys af uit die tuin uit gestuur is, toe het God ook onttrek, want hulle het die plek ontheilig. ja. En God inderdaad woon nie op onheilige grond nie. Die engele word daar gesit om die plek te bewaak. En is duidelik dat God homself in 'n sekere sin onttrek, maar nie in die sin wat ons moderne mense maklik sê, maar God is afwesig nie, né? Kyk, soos wat Martin Luther geworstel het met die toornige God, worstel die moderne mens, sogenaamde moderne mense, worstel met die afwesige God. God is afwesig, asof God uit sy skepping verdwyn het.
God is nie afwesig nie. Ons is afwesig uit sy teenwoordigheid. En dis die probleem. Maar ons het volle toegang tot sy teenwoordigheid. En waar kan ons toegang kry tot sy teenwoordigheid? In Christus. Daarom dat Paulus die hele tyd praat van julle moet in Christus wees. In Christus is die ontmoeting met God, is die gemeenskap met God. En kan jy hom net op 'n spesifieke plek op aarde ontmoet, ergens in Jerusalem of op die ou Golgotha of die Olyfberg. Ek hoor nou onlangs weer iemand wat sê, maar jy moet Jesus op die Olyfberg ontmoet, want dis van daar af het hy opgevaar na die hemel en hy kom net so terug op die Olyfberg. So as jy reg met hom een wil wees, moet jy hom by die Olyfberg gaan ontmoet. Is dit waar? Is er genoeg plek vir ons al? Dis presies, hoe gaan ons dit almal maak, né? Nee, jy kan hom. Ek het net gevra na aanleiding daarvan, maar is die paradys nie waar God is nie? Ek sê dink dit was ons 3 laag. Die allerheiligste, die heilige en die Presies, so dat die paradys was die heilige. Presies, was die heilige. God was self nog in die allerheiligste. Daarom die tuin van Eden is die paleis, die allerheiligste se tuin, waarin God soms in die aandwyntjie na hulle gekom het en met hulle gewandel het, né? So daar is nog die allerheiligste. So presies hoe dit ons dit nou moet voorstel in ons huidige skepping, dink ek is bietjie moeilik, maar dis wel belangrik dat ons moet weet daar is daar die 3 dele. Daar is die paleis, die allerheiligste, die heilige waar die mense kon woon, en dan die gewone daar buitekant, waar selfs die wilde diere kon gewees het. Is daai skema, waar staan dit in die Bybel? Wel, ons kry dit as daar een plek is waar ons dit glashelder kry, dan is dit juis in die boek Levitikus. En Levitikus kyk dan ook terug, en dis juis wat ek vanaand wil probeer behandel. Ek probeer vanaand aandui dat die tabernakel is niks anders nie as 'n nuwe skepping. Wat is dus die betekenis van hierdie tabernakel? Dis 'n nuwe skepping. En die manier waarop die tabernakel gebou word met sy 3 deling, letterlik met sy 3 deling, is 'n weergawe van die oorspronklike skepping. Ja, ek het maar nie die vraag of die skema nie bietjie as Jesus vir die man aan die kruis sê vandag sal jy jy sal saam met my in die paradys wees. Okay, dit kan nou 2 wees. Jy sal vandag saam met my in die paradys wees of ek sê vir jou vandag jy sal saam met my in die paradys wees. Maar goed, moenie dat ek stop. Die paradys is die vraag. Waar is die paradys? Is dit Ja. die vraag? Die direkte omgewing van God. Ja. Wel, die een ding wat 'n mens waarskynlik kan sê is met die welbehae in die mens, omdat die nuwe mensheid in Christus is God nou daar's nie nou meer 'n skeiding tussen die paradys en iets anders nie, want God kan by die mense wees, want die mens is God het 'n behae in die mens, nie net omdat die mens nie net omdat hy genadig is nie, maar omdat die mens hy het regtig behae want Christus was gehoorsaam. Presies. En die wat in Christus glo is in Christus. Met ander woorde, God ontmoet ons Ja. letterlik in Christus. Christus het 'n liggaam. Hy het 'n verheerlikte liggaam op hierdie oomblik. En in daardie liggaam wat ruimte het, ontmoet ons God of ontmoet God ons, is hy by ons. En is nie daar ver weg nie, dis hier, ons sien dit net nie. Ons kan dit nog nie. Ons en hom. Ja, dis soos die nagmaalsformulier dit pragtig sê, né? Hy in ons en ons in hom. Die Engels se uitsluitlike doel was dat die mens nie van die boom van die lewe kan eet en dit was nie omdat dit heilige grond was nie. Ekskuus, daai laaste het ek nie gehoor Dit nie. was nie omdat dit heilige grond was noodwendig nie. Dit was om hulle te keer dat hulle nie van die boom van die lewe. Ja, okay. Goed, maar ek dink dit is wel groter as net dit word uitdruklik gesê dat hulle nie uit hulle eie uit as ware gaan gryp van die boom van die lewe nie. Dit word baie uitdruklik gesê. Die bewaring van die
van die priesters, ek lees dit nou maar bietjie vanuit die priesters uit terug na Eden toe, hulle mag glad nie toegang gehad het tot die heiligdom nie, want daar binnekant is dan ook 'n nuwe boom van die lewe, né? Die lig wat onuitblusbaar bly brand daar binnekant die tabernakel, wat ook 'n boom is, né? 'n olyfboom met 7 arms, met die kersse daarop of die olielampies daarop. Dis in die vorm van 'n boom, dis olyftakkies. Ek weet ons voorstellings in ons kinderbybels is heeltemal anders. Dit is so 'n pragtige ding wat uit goud, en natuurlik hy was uit goud gemaak, maar hy word baie meer plasties voorgestel. Dis gewoon 'n boom, moes dit gewees het. Voorstelling van die boom van die lewe. Die kan jy daar binnekant kry as jy in die heiligdom inkom. OK, die twee dinge wat die Here sê wat die toegang dan tot die tabernakel dan reguleer is, een is die offerandes, en net sodat ons die boek Levitikus 'n bietjie verstaan, die hele beskrywing van die offerandes gebeur dus in Levitikus 1 tot 7, né? Daar sien ons word al die verskillende offerandes word daar beskryf. En dan die ander belangrike, waar sonder die offers nie kan nie, maar die priesters kan ook nie weer sonder die offers nie, is die priesters. So jy kom na God toe via die priester. Met ander die priesters is altyd 'n tussenpersoon. Jy bring byvoorbeeld die offerande, jy slag die dier by die ingang van die tabernakel, maar wat doen jy met die bloed? Jy gee dit vir die priester, en die priester sal dit oral sprinkel waar dit besprinkel moet word, en dieselfde met die vleis. Jy gaan sit dit nie op die altaar nie, die priester bring dit daarheen. En dan, ek dink baie belangrik, ons het dit in die verlede ook al genoem, maar net dat dit helder by ons is. Hier word van die brandoffer, ons het baie al gepraat oor die vertaling van die brandoffer. Ek dink dat die Engelse vertalings doen dit wel baie mooi, en dit is dat hulle vertaal die brandoffer as die ascension sacrifice. En dan hoor jy baie duidelik wat was die bedoeling van die brandoffer. So waarom moes die diere verbrand word? Sodat die geur en die rook simbolies kan opstyg na the godly realm. Ek weet nie om dit mooi in Afrikaans te sê, maar die ruimte van God. So dit word heeltemal omgesit in iets anders as die wêreld waarin ons lewe. Met ander woorde, dit moet verbrand word, en dan is daar 'n ascension, dit styg op na God toe. So, en dit is baie belangrik, want as jy jou offerande bring, dan sien jy ook, daar gaan dit op, en God ontvang dit. Heel letterlik. Die dwars geloop. Ja. Sien, so, dis baie belangrik dat ons dit moet sien, want dit is uiteindelik die voorskaduwing van Christus, wat nou baie onlangs Hemelvaart gevier. Hy het met sy geofferde liggaam opgevaar, en nou verskyn hy in die allerheiligste. Dis wat die Hebreërbrief ons leer, met daai geofferde liggaam van hom, met die wondtekens as ware nog in sy hande, verskyn hy nou, het hy opgevaar, hy het in daai wolk van God ingegaan, hè? Soos ons in Handelinge 1 vanaf vers 10 sien. Hoe gaan Jesus weg van die disippels? Hy verdwyn in 'n wolk. En dis nie 'n klein Cupid wolkie nie, né, met 'n klein mannetjie met kaal boutjies wat op 'n wolkie sit en 'n pyl en bogie skiet nie. Dis nie 'n Cupid wolkie nie. Dis hierdie wolk van heerlikheid waarin Jesus verdwyn. Dit is niks anders nie as die troonkamer van God. Daardie wolk was God se troonkamer. Daar is sy troon. En nou mag Jesus daar ingaan. Hy word daarin opgeneem, en van daar af regeer hy dan nou. Dis 'n pragtige simboliek.
Nou die Ou Testamentiese gelowiges kon iets daarvan al beleef. Wanneer hulle offerande bring. Onthou, in die offerandes gaan dit nooit oor die dood van die dier nie. Net soos by die Here Jesus, dit gaan nie oor sy dood nie. God het nie 'n behaag in die dood van die sondaar nie. Waar het God wel 'n behaag? In die lewe. En daarom speel die bloed so 'n belangrike rol, want waarvan is die bloed 'n teken? Van die lewe van die dier. Want God wil die lewe, hy wil gemeenskap hê as die lewende God met lewende mense. So die bloed gaan nie oor God wat so graag diere wil dood hê nie, maar hy wil hê dat ons iets kan sien van die lewe wat vir God gegee word, wat aan God toegewy word. En die ultimate van die lewe wat aan God toegewy is, sien ons waar? In die Nuwe Testament, as die Here Jesus aan die kruis hang, hy is letterlik gehoorsaam tot in die dood, want dit is sy Vader wou gehad het, hy moet daardie dood gaan belewe, en deurdat hy dit doen, uiteindelik die dood doodgemaak. Maar God het nie 'n behaag in sy seun wat doodgaan nie. Hy gee sy seun om te sterf, want hy het 'n behaag in 'n gehoorsame lewe. En dit is wat Jesus offer. Hy offer homself as die gehoorsame mens, tot aan die einde, tot in die dood. Dit bring versoening, waar 'n lewe gegee word, waar die lewe aan God gegee word, toegewy word. En dit sien ons ook simbolies in baie van hierdie offers. Dit is die toewydingsoffers. Dit beteken dan ook dat jy bring die offer nie om daarmee versoening te bring nie. Daar is ook versoeningsoffers, sien ons heel duidelik, maar daar is ook toewydingsoffers wat ook heeltemal vrywillig is. Daar staan nie, jy moet elke week moet jy die tipe van offer bring nie. Jy bring dit gewoon uit blydskap en omdat jy in God se teenwoordigheid wil wees. En jy kom offer vir die Here 'n toewydingsoffer waarmee jy jouself aan die Here kom wy. So dit was deel van hierdie offerhandes wat dan deur die priesters bedien word voor God. Maak dit alles nog so klein bietjie sin? Ek sal baie voor sê, maar ek dink ons is soos nie dalk 'n bietjie terug by daai wat ons die ander aand van ook, dat daar is ook 'n element van, ek wil amper sê dat die dood, hy is dood vir die sonde, maar hy lewe Vir God. Dat hy eintlik in een was hy, het hy gehoorsaam, het hy gelewe, maar in die proses, hy sou nie nodig gehad het om te sterf as daar nie sonde was betaal, wat betaal moes word. Presies. Ja, verseker. Verseker. Ek bedoel, God, ja. En dit is waar wat Henry tereg na verwys het. Dis waar die vloek dan ook inkom, né? Daar lê 'n vloek dan eintlik op die mens. Inderdaad. Wat Christus wegneem. Ja, dis interessant vir my. Die straf van die sonde is die dood. Dis die dood. Ja, ek wou sê, dit is interessant vir my dat Jesus eintlik op 'n stadium sê, hy het sy werk volbring, en dan het hy nog nie eens gesterf nie. So in daai sin is dit waarskynlik ook dat sy gehoorsaam, maar sy gehoorsaamheid sal uitloop daar. So dit ondersteun dalk 'n bietjie. Ja, nee, ek dink dis pragtig gesê. Ja. Goed. Mense, ek wil nou nie al die aantekeninge vir julle gaan lees nie. Julle kan dit tog rustig self ook gaan lees. Ek sien ons het nog so 15 minute oor. Ek wil wel uitkom ag ja, ek verduidelik dus daar so 'n bietjie wat is die funksie van die offerhandes, van die verskillende offerhandes. Maar uiteindelik
wat herstel word dus met hierdie offerandes, is dat die mens weer in God se teenwoordigheid kom. So wat word herstel? Eden word herstel. Die oorspronklike skepping van God word herstel. Daarom dat daar ook teen die kante van die seile was daar bome afgeskilder. Dit was as ware weer 'n ekskuus tog? Vrugte, die granate wat daar is absoluut 'n vrugbare tuin. As jy daar ingekom het, die granaatjies wat gehang het aan die hoëpriester se toegang, aan sy kleed. Die granaatjies in die vorm van klokkies. Dit het jou aandag getrek. Kyk, hier is weer die vrugbaarheid. God gee dit hier binnekant. Herstel God weer daardie verhouding tussen God en mens. Want God is nie 'n anti-mens God nie. God is 'n pro-mens God. God is vir die mens. Dis hoe hy homself kom bekend maak het. En die uitnodiging is dus mense, en dit is wat vir ons, ek hoop, so 'n groot bemoediging kan wees, dat ons weet, dat in Christus ons vandag ook nou, soos wat ons hier sit, soos wat ons elke dag lewe, by ons werk is, by ons huise, in ons gesinne, in ons huwelike, in ons vriendskappe, in dit alles, kan ons lewe in God se teenwoordigheid. Die reformatore het 'n pragtige uitdrukking daarvoor gebruik. En hulle het ons al die goeders in Latyn gaan staan en sê, sodat ons dit nie kan onthou nie. Maar dis nou een van die wat ek wel kan onthou. En hulle het gepraat van ons lewe coram Deo. Ken julle die uitdrukking? Ja? Wat beteken coram Deo? Tesamen met God. Daar's hy, pragtig. In die teenwoordigheid of voor die aangesig van God. In sy teenwoordigheid, saam met God. Dit is juis wat herontdek was in die tyd van die reformatie. Ons kan lewe nie in 'n klooster alleen nie. Kyk, daarom dat Martin Luther het met 'n sweep as ware nie die tempel leeggemaak nie, maar hy het met 'n sweep die kloosters leeggemaak. En hy het die monnike gepiets met die sweep. Ek sê dit nou vir denkbeeldig, hoor, dit is nie letterlik so nie, maar dit met woorde het hy dit wel gedoen. Hy het vir die monnike gesê, uit die kloosters uit, gaan maak kinders, gaan word 'n pa, en kom jou verantwoordelikheid 'n keer na. En vir die nonne het hy met 'n sweep by as ware gesê, gaan uit en word 'n ma, en word 'n vrou, en gaan neem 'n plek in die samelewing in, gaan wees nuttig vir jou bure. Moenie daar in die klooster sit die hele tyd nie. Jy kan net so lank bid en dan is dit goed, daarna word dit afgoderry. Gaan wees iets, gaan doen iets in God se skepping. Want jy kan in God se teenwoordigheid wees op enige plek. Nie net in 'n klooster nie. Dit was juist die wonderlike ontdekking. Ons hoef nie God eers op 'n heilige plek te gaan soek nie. Hy het na ons toe gekom. Hy het by ons kom woon. En mense, dis 'n ongelooflike vryheid om te weet dat jy jou hekelwerk en jou breiwerk tot eer van God kan doen. Dis geweldig. Dat jy jou toneelspel tot eer van God, jou onderwys. Daar's dit nog 'n onderwyser. Julle as wetenskaplikes. Corrie met al haar kreatiwiteit. Peter wat 'n bouer is. Jy kan dit alles tot eer van God gaan doen. Jy hoef nie 'n priester te word nie. Jy is 'n priester. As jy dit wat jy doen tot eer van God doen, dan is jy 'n priester. Want dit is offerwerk. Of jy toneelspel, of jy preek, of jy katekisasie gee, of jy jou baba borsvoed, of jy jou kind se doeke skoonmaak, dis priesterlike werk. Dit is 'n gereformeerde of 'n Bybelse lewensbeskouing, dat ons, omdat ons in God se teenwoordigheid lewe, hierdie goed moontlik is. Dat ons maas en paas kan wees, dat ons allerhande wonderlike goed kan doen en moet doen, en ons eintlik moet ons net nog baie meer doen. Ons doen te min.
En dan wys ek in die eerste plek na myself. Ons doen te min. Die Here het soveel gawes as mensdom. As ek kyk na julle net om hierdie tafel, wat se intellektuele gawes alleen, om net daarvan te praat, sit daar nie om hierdie tafel nie. Dit is ongelooflik. Ongelooflik wat julle nie alles kan doen nie. Hier sit 'n man van 95, 96, hy so glashelder soos kan kom. 93. Nog steeds net so erg. Kry afslag. So sorry is al 30 jaar dan ondervind. Goed, so mense, ons moet hierdie inkom in die tabernakel te sien letterlik as 'n reis. Israel het later by die tempel ook, het hulle op reis gegaan na die tempel. En daaruit kry ons die sogenaamde bedevaartsliedere, né, die liedere wat gesing was op pad na die tempel toe, besig om te reis. Onthou, almal het nie reg daar in Jerusalem gebly nie. Hulle het die beloofde land vol gebly. Hulle was nie elke dag by die tempel nie. Maar hier was hierdie liedere wat hulle gesing het terwyl hulle soontoe gaan. En soos wat jy daar inkom, en selfs as jy inkom, is dit ook 'n reis tot op die groot versoendag. Levitikus 16, wanneer die hoëpriester die volk gaan verteenwoordig in die absolute nabyste teenwoordigheid van God, in die allerheiligste. Dis 'n reis, soos wat ons lewe is, mense, ons almal se lewe is 'n reis, met 'n bestemming. En wat is daai bestemming? God se teenwoordigheid. Om in God se teenwoordigheid te wees. Ons bestemming is nie iets nie, is 'n iemand. Ons bestemming is 'n iemand. Dis die lewende God. Dis waarna toe ons op pad is, mense. Weereens nie die idee van ons word in die lewe hierna engeltjies wat op wolke sit en harpe speel nie. Dank God jy word nie 'n engel nie, jy bly 'n mens. En jy gaan in sy teenwoordigheid wees, en jy gaan saam met Christus op die troon wees, en oor sy hele kosmos gaan jy regeer. Mense begin 'n bietjie na te dink oor daardie taak wat ons het. Ons gaan regerders wees. Jy gaan nie aftree in die hemel nie. Hemel is nie om met pensioen te gaan nie. Daar kom jy as mens eers tot jou reg. Dan gaan jy begin werk, maar as jy nie hou van werk nie, moet jy nie in die hemel wil wees nie. Nou, Wiekers? Ons gaan wel vroeg op ons werk. Daar gaan nie meer dorings en distels. Kyk, dis die voordeel. Daar gaan nie dorings en distels wees nie. Die vyande van Christus gaan heeltemal onder sy voete onderwerp wees. Dit is die wonderlike, né? 1 Korintiërs 15 vers 28 sê dit, nadat Christus al sy vyande aan hom onderwerp het, gee hy die koninkryk oor aan die Vader. Dan is die vyande onderwerp. So ja, ons gaan regeer sonder dat daar teestand is. Die onderwysers gaan nie werk hier nie, want almal gaan alles ken. Gaan alles weet, né? Jy gaan oor dominees op. Dominees en sendelinge gaan totaal oorbodig wees. Goed, mense, onthou net weer, die tabernakel is die fisiese antwoord op die vraag van Psalm 15. Wat is die vraag wat Psalm 15 vra? Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag woon in God se teenwoordigheid? Die een wat rein van hart, of rein van hande en suiwer van hart is. En dan kom die hele Psalm. Maar dit is daai verlange om in God se teenwoordigheid te lewe. Dit is die bedoeling van die hele tabernakel. En so kom ons deur die offerandes, kom ons daarin. Om te laat sien dat dit alles met die skepping te doen het, wys ek hier op die aantekeninge op bladsy 3. Julle kan alles daarna gaan kyk, die details. Maar wanneer die offerandes genoem word,
Dan is dit interessant dat die Here die offerandes noem in hoeveel toesprake aan Moses? 7. Waarom laat dit ons onmiddellik dink? 7 dae. Aan die 7 dae van die skepping. 6 dae geskep, op die 7de dag het God daar ingekom in sy skepping, maar is dus 7 dae, totdat die volgende dag dan begin. Dieselfde met die verordeninge van die priesters. Gaan kyk maar in Levitikus 8 vers 35. Hoe lank het daai verordeninge gebeur? Corrie, kan jy dit gou vir ons lees dalk? Levitikus 8 vers 35. Voor die ingang van die tent van ontmoeting moet julle 7 dae lank bly dag en nag. Julle moet die verpligting nakom wat die Here op julle lê, sodat julle nie sterf nie, want so is dit beveel. En toe het hulle alles gedoen, net soos wat die Here by die mond van Moses genoem het. So in 7 toesprake word die offerdiens ingestel, in 7 dae word die priesters wat hierdie offers gaan bring, georden, en dan, hoofstuk 9, vers 1, wil iemand dit gou vir ons lees? Julle, het jy dit ook voor jou? Levitikus 9, vers 1. Op die 8ste dag het Moses, Aaron sy seuns en die oudstes van Israel gebring. Goed, op watter dag? 8. Op die 8ste dag. So dit is uiteindelik is dit letterlik in Israel se kalender die begin van die nuwe jaar. Dit was die maand Nisan, waarin die tabernakel vir die eerste keer nou in diens geneem word. En dan kom letterlik die offerandes vir die eerste keer deur die Aaronitiese priesters, deur die Lewiete, word die offers gebring, eintlik hoofsaaklik maar deur Aaron nog, en dan eindig dit presies soos wat die skepping geëindig het. Op die 7de dag, 'n vuur het van die Here uitgegaan en die brandoffers en die vet op die altaar verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en neergeval met hulle gesigte teen die grond. Hier gebeur wat op die 7de dag gebeur, maar wat ook gebeur het aan die einde van die bou van die tabernakel. Aan die einde van die bou van die tabernakel, Exodus 40, kom God en hy neem sy intrek in die skepping. Letterlik dus in. So hier sien jy weer die parallel tussen die skepping en die tabernakel. Die aangrypende hier tussen Exodus en Levitikus is dat God 2 keer as ware sy intrek neem. Wanneer die tabernakel klaar gebou is en wanneer die offerdiens vir die eerste keer ingestel word, dan is God sigbaar daarteenwoordig met 'n vuur wat die offerandes verteer, sodat die volk kan weet God is werklik hier teenwoordig. En mense, so word die tabernakel ingewy. Dus die nuwe skepping kom lewe hier met God. Hier is vrugbaarheid, hier is lewe, hier is potensiaal. Want dit is wat die tabernakel wil sê, 'n lewe coram Deo, 'n lewe voor God se aangesig, in God se teenwoordigheid. Dis die lewe wat God wil gee. Nie 'n God wat 'n boeman is nie, wat bang maak nie. God maak nie bang nie. God neem juis die angs, die vrees weg, sodat ons by hom kan wees. Maak dit so klein bietjie sin? Die res kan julle gaan kyk daar wat ek probeer aandui, dat die tabernakel inderdaad 'n weerspieëling is van die skepping. Dit is interessant dat, miskien gaan ek dit net hierdie een stukkie aanhaal van seker die bekendste middeleeuse Joodse eksegeet, Abraham ibn Ezra. Ek haal hom hier aan. Hy sê, wanneer die tabernakel klaar gebou is, dan is dit die begin van die wêreld. En dit is 'n groot misterie. Hy gaan
interpreteer dan ook die bou van die tabernakel as inderdaad die skepping wat uiteindelik tot sy afronding kom. Hy verbind die twee dadelik aan mekaar. En dan gaan jy later sien dieselfde gebeur met Salomo wanneer hy ook die tempel bou. Dat hy dan dat ook daardie bou deur die rabbies ook uitgelê word. Nou deurdat Salomo die tempel gebou het, nou is die skepping afgerond. En daarmee gaan ek eindig. Ek weet ek is so net nou oor my tyd. Maar net om julle aandag daarop te vestig. En dit is waar die boek Johannes dan begin, die Johannes Evangelie. En waar begin hy? By die skepping. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En alles wat ontstaan het, het deur hom ontstaan, en niks het ontstaan wat nie deur hom ontstaan het nie. Vers 1 tot 5. En dan, wat sê hy vanaf vers 12? Hierdie woord, deur wie die hele skepping ontstaan het, en wat die lig was vir hierdie skepping, wat die lig vir die wêreld was, wat kom doen hierdie woord nou? Hy kom tabernakel onder ons. Hy kom woon nou onder ons. Daardie woord het nou vlees geword, en hy kom woon by ons. En die woord wat hy gebruik, die Griekse woord skeno, dink ek is die skenio, is letterlik die woord vir die tabernakel in Grieks. God kom tabernakel in. Dan verbind hy weer skepping en Christus se teenwoordigheid in hierdie wêreld. Sy tabernakel by ons verbind hy weer aan mekaar. Skepping en God se woning by ons. En dan, juis, en dit is wat Jakobus so mooi na verwys het, net nou al, in Johannes 2, letterlik al, lees ons van Jesus wat in die tempel gaan, en dan reinig hy die tempel, en dan sê hy, breek hierdie tempel af, en in 3 dae gaan ek dit opbou. En waarna verwys hy dan? Na sy liggaam. Hier staan die tempel van God. En dan word daai tempel afgebreek. En dit is dan, wanneer die hele skepping uiteindelik sy doel finaal bereik het, kom ons sê dan die ou wêreld. En dit is dan ook, en ek gaan dit eendag nog vir julle mooi eksegeties aandui, dit is waarom Jesus aan die kruis uitroep. Dit is volbring. Wat is volbring? Die ou skepping. Die plek waarin God met die mens geleef het. Want jy sien onmiddellik daarna, dat Jesus word begrawe, is baie interessant. Waar was die graf van Jesus? In 'n tuin. Is dit toevallig? As Jesus opstaan en Maria sien hom, wat dink sy is hy? Hy's 'n tuinier. Wat kry ons hier? Wat gebeur hier? Voor afskaduwing, terugskaduwing. Dis 'n terugkyk na Eden wat herstel word. Johannes, hy's weer in die tuin. Jesus het opgestaan in 'n tuin. Dis interessant, Johannes gaan dit mos nie nou per ongeluk sê nie. Hy wil doelbewus sê dat Golgotha was naby 'n tuin en daarom is Jesus in 'n graf neergelê wat ook nog nooit voorheen gebruik was nie. En dan ontmoet hy vir Maria as die tuinier, maar dan ook heel belangrik, hy staan dan ook op en die nuwe skepping begin dan in en deur hom. En dis die skepping waarin ons nou deel gekry het. En dan kry ons die teks wat oom Chris so graag beklemtoon as hy sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Hy deel aan die nuwe skepping. En dit is dan ook interessant dat Johannes sê ook oor daardie Sabbat waarop Jesus gekruisig is. Hy sê, hierdie Sabbat is 'n besondere Sabbat. Want wat doen Christus? Op daai Sabbat gaan rus hy in die graf. Letterlik. Hy's nie dood nie, ja, hy's dood natuurlik, maar vir hom is dit so goed soos 'n rus. En dan, op die eerste dag van die week, kom ons sê maar op die 8ste dag van die week is, staan Jesus op. En dan begin daar met die hele nuwe skepping saam met hom. Nou daai taal sien ons die hele tyd.
In die bou van die tabernakel, in die inwyding van die tabernakel en die funksionering van die tabernakel. Elke keer die 7, byvoorbeeld, as die bloed teen die altaar gesprinkel word, dan word dit 7 keer gesprinkel. Elke keer. Nou ken ons die getal 7 as die sogenaamde volmaakte getal. Ja, maar hoekom is dit volmaak? Want dit verwys na die volmaakte skepping van God, wat hy gemaak het. Maak dit 'n klein bietjie sin. Frank, maak dit ergens 100%. 'n klein bietjie sin. Is dit 'n klein bietjie bemoediging in die geloof, want dit is uiteindelik waaroor dit moet gaan. Corrie, kan dit jou bemoedig om te gaan leef as 'n vrou, as 'n ma, as 'n ouma? Ja? Julle twee? Kan dit iets beteken vir julle huwelik? Julle wat net so 'n lekker vakansie gaan hou het. Mineke, Sal sy Mineke, vertel vir ons, jy is die woordvoerder. Ja? Ek dink dit beteken so ongelooflik baie vir mense huwelik, as jy weet, ons leef saam as man en vrou voor die aangesig van God. Hoe gaan ons dan met mekaar om? Sjoe. maar net gou vinnig. Het jy in die graf gerus? Daar staan, hy het die angste van die hel deurstaan. Is dit dan voor die graf, nog steeds aan die kruis, of is dit toe hy reg onder in die dood by die graf was? So ek sukkel om angste van die hel, soos die hemel rus. Ja. Ek dink die katekisme se uitlegging van daardie frase is, ek dink spot on. Want hy vra die vraag, was Christus letterlik in die hel? Sê nee, hè? Hy het die helse smarte wel beleef, né? Met ander woorde, en dan sê hy waar? Aan die kruis. Hy het aan die kruis die helse smarte beleef. Tenminste, dis die katekisme se antwoord. Dan was dit oorwin voor hy by die graf. Presies. Ja, dankie. Ek hoop dit maak so klein bietjie sin. Maar in die geloofsbelijdenis het hy neergedaal op die hel. Sorry. Ja, weer eens, dis 'n vertalingsprobleem, want dit is die doderyk en nie die hel nie. Dit word in die Latyn, ek wens toe wanneer Pieter was nou hier, hy is ongelukkig nou weg met vakansie, maar hy het nou juist 'n proefskrif nou net klaar gemaak daaroor. En dit gaan juist daaroor, in die vroeë kerk, is die Latynse woorde vir doderyk en hel, is letterlik 1 letter verskil. En ongelukkig het die apostoliese geloofsbelijdenis is later so vertaal met, hy het na die hel neergedaal, in plaas na die dode ryk. So, en ongelukkig, en jy sal sien in ons belydenisgeskrifte, is dit ook baie keer verander. Binne die gereformeerde kerke, was daar baie lank. Na die angste van die hel. Ja, daar's groot stories daar gewees, juis om te sê, maar Jesus was nie in die hel gewees nie. Ja. So, maar dis nie jou skuld nie, hoor, dis ons sleg vertalings. So, jy het heeltemal reg dit raak gesien, maar dit is 'n klein bietjie anders. Goed, sal ons nog daar die laaste vers sing van Psalm 48 asseblief. Ek ken die ander vers, maar die laaste een ken ek nie. Ek my al verbaas het dit so maak. Kan ons dan net iemand kry? Jakobus, mag ek vir jou dalk vra? Sal jy vir ons kan eindig? Dan as ons klaar gesing het, sal Jakobus vir ons eindig net met gebed. Ons werk weer klink van vreugd, laat Judas dogters hul verheug, omdat Gods oordeel hul verbly het. Die oordeel wat sy volk bevry het. Aanskou die stad met skanse, paleise, torenkranse, hoe dat hul pryk met nuwe pracht, en meld dit aan die jong geslag. Die God is onze God en hy sal tot die dood toe ons gelei.